Kom ons staan. Okay. Word vir 'n oomblik net 'n bietjie rustig waar jy staan en dink oor die week wat verby is. Ons het soveel om oor dankbaar te wees of môre hier te kan staan, gesond. Vader, ons wil vanmôre vir U dankie sê vir die voorreg van gesondheid. Om fisies liggaamlik hier te kan staan vanmôre en nie met ons lippe te kom verheerlik. Ons dink aan hulle wat vanmôre graag by die huis van die Here wil wees, reg oor die breedtes van die wêreld, maar wat as gevolg van omstandighede buite hulle eie beheer nie daar kan wees nie. Ek wil vanmôre vra, Vader, mag U en die Gees besonder by hulle stil staan, wat vanmôre in die huis van die Here wil wees, maar nie kan wees nie. As daar siekbeddens is, Here, vra dat U hulle aanraak met U genesende krag. As daar omstandighede is, waar mense dalk vanmôre by die huis van die Here wil wees, maar werkomstandighede of enige ander omstandighede verander hulle. Mag U hulle ook vanoggend besoek, dat hulle ook sal voel, hulle het nie uitgemis nie, hulle het hulle aanraking van 'n ontmoeting, van 'n gesprek met U vanmôre ook deelagtig gewees. En Vader, soos ons wat dan vanmôre hier staan en die voorreg het, wil ons vanmôre ons hande oplig en net sê, dankie Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir 'n oomblik in U teenwoordigheid. Want U woord sê, waar daar 2 en meer in my naam vergaar, daar is ek in julle midde. Nie vanmôre oor 'n gebou nie, maar waar U seuns en U dogters bymekaar is om saam U te verheerlik. Leef U in die lofprysing. En so wil ons U vanmôre kom loof en prys met ons aanbidding, met ons sange. En dankie vir die woord dat vanmôre ook soos voeding in ons siel sal kom lê, as padkos ons lewens. Ons eer U daarvoor in U seun Jesus Christus se wonderlike lieflike naam. En almal sê amen. Goeiemôre. Eerste liedjie wat ons gaan doen is, daar is krag, wonderbare krag. En ek wil hê, dis ook koud daar buite. Kom ons klap vandag, sonder ons hande vat. Yeah.
alle knagte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Loof die Heer, alle knagte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Ik roep jullie handen, dat heilig God. Ik loof die Heer, ik loof die Heer. Kom loof die Heer, alle krachten van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Ik roep jullie handen, dat heilig God. Ik loof die Heer, ik loof die Heer. Kom loof die Heer, alle krachten van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Ik roep jullie handen, dat heilig God. Ik loof die Heer, ik loof die Heer. Kom loof die Heer, alle krachten van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Ik roep jullie handen, dat heilig God. Ik loof die Heer, ik loof die Heer. Ek wil nie ons moet nog eenmaal sing, maar ek wil nie ons moet so sag as wat ons kan in aanbiddingsformaat, sodat ons kan weet, kom loof die Heer. Alle krachten van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Hef op jullie handen, dat heilig God. Ik loof die Heer, ik
welkom in hierdie plek. U is welkom. Wat ons harte verlang na U. Halleluja. Halleluja. Kira Shabbat Rashikit. Terwyl ons die vorige liedjie sing, sien ek 'n visioen. Dit lyk soos die klere wat 'n skulp binnekant is, daai perlemoenkleur. Maar dit is asof dit soos sulke wolke wat so rol in die visioen. En ek besef waar God die atmosfeer vul sy heerlikheid met aroma, met soveel mooi, en dit dryf alles wat tussen ons en hom kan staan weg. En vanmôre wil die Here vir jou mens, alles wat tussen jou en hom staan, wil hy vanmôre met sy teenwoordigheid vir jou kom wegrol. Hy wil elke traan vanmôre in hierdie gebou en ook die wat daarna luister. God wil jou trane afdroog. Hy ken jou stryd, hy ken jou lag. Hy is met alles van jou lewe sy bekend. Onthou, hy is jy met jou hare getel het. En daar ontbreek nie een waarvan hy nie bewus is nie. Halleluja. En hierdie atmosfeer, kom ons gaan oor na die woord toe. Halleluja. Welkom aan elkeen. Ek kom vanmôre gesê dis lang naweek, ek gaan by die huis bly. Of ek kon die visstok op die dak gelaai het en pad gevat het. Gaan pap gooi het. Maar jy wat, ek eer elkeen wat die tyd het gekoop het om vandag in die huis van die Here te kan wees. Want die tye waarin ons lewe is boos. Die lewe het boos geword. En dis ons uitkoop tyd met God wat ons deurdra. Wat ons versterk en wat ons bemoedig. Om die stryd te kan kafdraf. En te kan sê ek doen dit. Omdat my visie nie meer op hierdie aarde is, maar hoor is gefokus op Jesus. Die myne altaarwerkers, jy sal sien, hier's mense met sulke wit naamtekkies vanmôre. Pastoor Gert, iets sy vrou Sonja, Pastoor Jolandi en haar man Nico, ouderling Johan Vermaak en sy vroukie Ida, ouderling Rian en sy vroukie Nicolien, Jean-Marie, ons bemarkingsbestuurder en haar man Attie, Kobus en Elsa, Mario en Chantel, Tannie Bokkie, ons sondagskoolhoof, Janetta, Welsingshoof, Hannes en Estel, en die gemeentemoeder en myself is daar tot die beskikking. As jy gebed nodig het, kan jy na enige van ons toe gaan en ons is saam met jy bid. Dis ook die mense wat as Sondag uitnodiging doen wat saam gaan bid. Man en vrou wat 'n pad met die Here stap. Hoofskrifgedeelte vanmôre Romeine 7 vers 13 tot 25. Romeine 7
vers 13 tot 25. Vrygekoop deur Jesus bloed, geen maskers meer. Vrygekoop deur Jesus bloed, geen maskers meer. Gedagte uit vandag se boodskap as padkos op jou en spad is die volgende gedagte. Terwyl Jesus Christus in die mees ondraaglikste pyn was, fisies, sy liggaam deurboor, vasgenaal aan 'n kruis, reeds gegeesel, dat die medici sê, dat jy deur die vlies van sy ribbes sy hart kon sien klop. Geestelik, emosioneel en verstandelik was Christus in 'n tyd van geweldige inspanning tot die punt van God verlate gevoel. Het hy die gewig van die hele wêreld insluit in my en jou sonde omgedraai en steeds gekies om vir jou en my te sterf. Ons was in sy gedagtes toe ons dit die minste verdien het. Hoekom? Sodat ek en jy kan vry wees. Dis hoekom hy dit gedoen het. Sodat ek en jy vandag kan vry wees. Josua 1 vers 9, ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Die Engelse woord sê dit soos volg, remember, Joshua 1 verse 9, remember that I commanded you. God het 'n opdrag gegee, to be strong and brave. Don't be afraid, because the Lord your God will be with you everywhere you go. Hierdie woorde in Josua 1 vers 9 was woorde wat God aan Josua sê in opdrag. Kort nadat Moses op die berg geklim het, die beloofde land aanskou het vir Josua gesê, nou gee ek die mantel van leierskap oor aan jou. En Josua ontvang die mantel van Moses om die volk en die beloofde land in te lei. En terwyl hy na hierdie belofte kyk aan die oorkant van die Jordaan, sê die Here vir hom hierdie belofte, wees sterk en volmoed. Be strong and courageous, because I, the Lord your God, is with you, and I will be with you wherever you go. Aan die woorde, nog voordat hulle die beloofde land gaan, terwyl dit nog onbekende gebied is. Want dit is dieselfde gebied waar 12 verspieders in beweeg het en teruggekom het en gesê het, ons lyk soos klein springkantjies in hierdie reuse. En vir 40 jaar kon hulle nie oor die Jordaan gaan om die beloofde land in te vat nie. En hier sê God vir Josua, op die vooraand, voordat hulle oor die Jordaan in hierdie gebied in beweeg, wees volmoed. Ek wil 'n bietjie dieper oopbreek vir jou wat dit beteken. Wees sterk is die Hebreëse woord kazak, wat beteken fisies, liggaamlik, kragtige inspanning. Geestelik, onbeweeglik en standvastig te staan. Moreel en waarde suiwer en volmoed te wees. Volmoed is die Hebreëse woord vir hishmats, wat beteken sterk emosie, van om sterk stand in te neem. Met ander woorde, hierdie wat God vir Josua sê in hierdie woorde, ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Is 'n baie intense oomblik tussen God en Josua gewees. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggenduur wil ons vir U sê dankie. Dat net soos wat U volk gevoel in die belofte van oorwinning is vir 40 jaar net buite hulle bereik. Vasgevang in omstandighede, al om dieselfde berg, al om dieselfde omstandighede, oor en oor. Asof die oorwinning net nooit sal wees nie. Tot op hierdie dag toe U vir Josua sê, nou beveel ek jou, wees volmoed,
en wees sterk, want ek die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Besef ons môre, dis dieselfde God wat vir ons ook sê in ons omstandighede. Terwyl die wêreld brul, terwyl deurbrake, beloftes, partykeer so ver voel, en ons agter maskers kon wegkruip, van voorgee ons is gelukkig, voorgee ons is bly, voorgee van alles is alright. Weet u wat die hart ken van ons stryd. En wil vanmôre sê, dankie Vader vir die woord, deur die Heilige Gees geïnspireer, vir 'n uur soos hierdie. Amen. Vrygekoop deur Jesus bloed, geen maskers meer. Romeine 7 vers 13 tot 25 lees soos volg. Het die goeie dan vir my die dood geword? Het goeie dinge dan vir my so ver by te bereik geword, dat my lewe dood voel, en het net vir my voel, asof die belofte wat God vir my gee, elke keer in een of ander stryd ontwikkel. God gee beloftes, God gee woord, God gee insig, en dan voel het of ek net weer eens in 'n volgende stryd instap. Dat die goeie later vir my soos die dood voel. Nie stellig nie, sê Paulus hier aan die gemeente in Romeine, maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sonde kon word. Want ons weet dat wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Jy sien, terwyl ons hierdie ervarings van die lewe in ons vleeslike verstand bedink, die gevoel wat met ons liggame gebeur, die fisiese ervarings, wat net voel, Here, waar is die deurbrake, waar is die oorwinnings, waar is die beloftes? Want het voel nie vir my, of ek 'n oorwinning is. Dit voel nie vir my of God vir my deurbreek nie. Sê God hier, deur die woorde van Paulus aan die gemeente van Romeine. Hierdie belewenis, hierdie ervaring, moet eintlik nie vir ons 'n neerlaag wees. Dit moet eintlik die dinge wees wat ons oortuig, dat hierdie liggaam gekoppel is in 'n sondige wêreld, 'n gebroke wêreld, 'n gevalle wêreld. Dat my geluk nooit volkome kan wees in hierdie sondige toestand. My geluk lê nie in die sienlike nie, maar in die onsienlike. En die wete dat ek leef nie net vir dit wat ek kan ervaar en kan beleef nie. Ek is uitverkoop aan 'n lewende God. Uitverkoop in die opsig dat my geesmens soek nie meer die oorwinning in die vlees nie, maar dit wat ek in my binneste weet, dat my God is 'n werklikheid. Selfs al sou my liggaam verswak. Ek kan my net indink hoe dit vir iemand voel. Ek dink aan myself in hierdie opsig, so met die tong en die kies. Ek sou baie graag wil gedoen het wat ek gedoen het wat ek 18 jaar oud was. Maar ek sou gou agterkom, my liggaam sê vir my, jy is nie meer 'n laaitie nie. Jy kan nie dit doen wat jy dink jy kan doen nie, want jy gaan môre met die gevolge sit. So daai moed, daai krag, daai deursettingsvermoë wat wil doen, is beperk deur die liggaamlike beperkings. As 'n laaitie het ek sonder 'n tou, sonder 'n kraans uitgeklim. Dan dink my vriende, ons gaan huis toe, want as jy hier val, wil ons nie die vir een weer moet verduidelik in jou ma by die huis nie. Ek het snaaks so goed omgeval. Ek wil amper sê by tye en onkunde het ek die dood getart. Een van my grootste drome as 'n jong persoon was, ek wil tussen wit doodsaai sonder 'n kyks gaan duik. Ek
ek dink my ma is seker vandag bly, my kind het dit nie gedoen nie, want dan het ek dalk nie gestaan as 'n pastoor vir julle, as ek daai ene geprobeer het nie. Maar jou liggaam sê vir jou, weet jy wat jy kan doen. Maar dan kom die jare en ons het wysheid. En net soos die wysheid kom, besef ons op 'n dag, dat, word my liggaam swak, word iets anders te sterk. My geesmens word sterk. My innerlike word sterk. Terwyl my uiterlike in baie opsigte verswak het. Ek en jy het nie nodig om agter maskers weg te kruip, van voorgee dat alles alright is, terwyl alles nie alright is nie. 'n bekende prediker het eendag gesê, it's okay not to be okay. Dis alright om nie altyd alright te wees nie. Want dan besef 'n mens eintlik, ek het nie regtig beheer oor my liggaam nie. Ek het nie beheer oor hierdie lewe soos ek gedink het. Ek het ook 'n jong mens was nie. En daarby sê ek nie dat jong mense moet nou gaan sit en parkeer en sê, ek mag nie leef. Leef jou lewe en lewe dit voluit. Gaan doen die dinge wat jy graag wil doen. Voor jou liggaam ook vir jou sê, moet dit nie eens probeer nie. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En dan praat ons hier van letterlik iets dieper as net die liggaam, wat graag dinge wil doen. Hier binnekant ons is 'n stryd die hele dag. Ek wil so graag nooit weer kwaad word nie. Jy sê vir jouself, ek gaan net nie meer kwaad word. Maar weet jy wat om kwaad te word, maak jou net moeg, dit krap jou hele chemiese werking van jou brein die mekaar, en van jou liggaam die mekaar, ek gaan nie meer kwaad word nie. Want ek het agterkom in my lewe, die feit van kwaad word, is die volgende. Die persoon vir wie jy kwaad word, maar nie terug kwaad word nie, klim in mekaar en ry. Nou het al vergeet jy het vir hulle kwaad gewees, hulle ry, geniet hulle dag. Jy weet kwaad was. Sit vir die res van die dag met daai kwaad in jou. En jy battle om van die kwaad ontslae te raak, net weer vrede te kan hê. Hy overdrink tot hy val. Terwyl hy drink, dink hy nie, ek neem het man, ek is die party animal. Tot môreoggend wanneer die son opkom sê, ooit jy nie. Maar die gevolge is nie altyd so aangenaam nie. En hier sê Paulus, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dus jy is hierdie goed wat ek nie wil doen nie, wat my elke keer moet betrap, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dit in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie. Want om te wil is by my afwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad doen nou aanwesig, want ek verlustig my die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lewe wat stryd voor teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lewe is. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. En terwyl ek hierdie skrifgedeelte lees, wil ek amper sê dat jou menswees wil vir jou sê, kyk, Paulus sê, die sonde heers oor my, dit is maar hoe ek is 'n victim van omstandighede, ek is 'n victim van hierdie vleeslike swakheid. Want Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Terwyl daar iets in jou gebeur, wanneer die Gees van God in jou kom woon, wat binne jou 'n stryd maak,
van ek wil nie meer so wees nie. Ek wil nie meer iemand wees wat onnodig kwaad word nie. Ek wil nie meer dit wees nie. En dan is dit asof jou geesmens begin stryd teen hierdie vleeslike swakhede, totdat jy jou oorwinning kry deur die krag van God wat nou in jou woon, en dan begin getuienisse volg. Jy begin getuig dat as ek vir jou moet sê van die ou mens wat ek is, maar dan God, ek is gered van die ou mens, ek is nou 'n nuwe mens in Christus, en nou word die ou dinge getuienis van waar God jou kom uithaal het, en nie jy nie, God wat nie op jou opgegee het nie. Hy wat aangehou het om die werk van goedheid binne in jou te vermeerder, sodat jy wat dit nie kon oorwin nie, deur die krag van God wat dit in jou vermeerder, op die einde van die dag in staat is, om selfs dit wat jy self nie kon oorwin nie, te kan oorwin. Kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. So sit ek 'n paar jaar terug met baie dinge wat in my lewe die mekaar hardloop. En ek tweestryd met myself. Want ek raak 'n geweldige, gefrustreerde, aggressiewe mens. In die bediening. Sondag preek ek onder die krag van die Heilige Gees fantastiese boodskappe. Maar in my eie hoedanigheid as mens is ek besig om die stryd te verloor. Op so 'n mate is ek op daardie stadium besig om die stryd te verloor dat ek voor die Here gaan en sê, Here, ek weier, ek wil nie meer verder met bediening wees, want ek kan nie op 'n Sondag 'n boodskap bring van bemoediging, maar in myself is ek nie in daai oorwinning nie. Dit raak so erg op 'n stadium dat dit vir my voel, ek preek vir ander mense wat hemel toe gaan, maar ek self gaan hel toe. Ek sê, Here, wat help dit? Almal ontvang die woord, almal word deur die woord aangeraak en kom nader aan U, maar ek self voel, ek is ver van U af. En op 'n dag toe gaan ek net en gesê, Here, ek weier, ek kan nie so aangaan nie. Ek kan nie met hierdie masker loop om ander mense moed te gee, maar ek self is gebroken. Want jy sien, dan sit ek by mense wat my kom sien, wat gebroken toestande het, wat sy lewens uit mekaar uitval. Dan sit ek hierdie masker op, want ek weet, ek moet nou sterk lyk en ek moet nou sterk voel, en ek moet nou die regte woorde sê om hulle moed te gee, om te kan opstaan en te kan aangaan, maar ek self sit met 'n masker. En dit raak erger. En ek sien hoe dit my vrou affekteer. En op daardie stadium van my lewe ry ek een hand. Ek is op pad om te gaan klas aanbied om Nico. Daar's 60 mense wat wag vir my om die woord aan hulle te gaan leer. En op pad na hierdie plekke waar ek die lesing gaan aanbied, kom 'n swaar voertuig en druk ons amper van die pad af. My vrou ry daar en staan so 'n rooi Polo, Volkswagen Polo. Ek sê, jy doen wat? Ek druk 'n lorry met 'n rooi Polo van die pad af. Ek ruk sy deur op en ek stof hom af. En terwyl ek so afklim, sê die Heilige Gees vir my, en as hy nou die petrol getrap het, en die rooi Polo wat reg voor hom staan, en die vrou sit binne in die kar, en ek besef, Here, ek wil nie hierdie mens wees nie. Ek wil nie hierdie mens wees nie. Ek wil nie hierdie mens wees nie. Maar die omstandighede in my lewe. Want jy sien, partykeer kan jy mense vryspreek. Partykeer vergewe jy mense in die lewe. Maar die mens wat jy vergewe en vryspreek, bly deel van jou lewe en herinner jou net môre weer eens met hulle negativiteit, met hulle aanval op jou. Jy wil reg lewe, maar dis asof die wêreld aan buitekant nie omgee oor jou probeer om die reg te lewe nie, want dit kom om jou aan te val en jou te verwoes.
En ek ry daai aand, ry ek kerk toe. Toe ek daar kom, toe sê ek, hoor voor ek vir julle vanaand klas gee, moet julle eers vir hierdie goddeloosheid wat binne my is. En ek vertel vir hulle, weet jy hoekom? Want ek weier dat daar iets in my moet wees, wat agter 'n masker wegkruip. Nou is dit tyd om die masker af te haal. Julle moet weet, dat ek is 'n mens net soos jy. Jy sien my voor jou staan en ek preek, en ek gee vir jou lesings en jy dink, joh, wat 'n wow mens, hy is so 'n oorwinning, hy is so sterk in die Here, daar is geen foute in sy lewe nie. Nou moet julle weet, ek weier om verder hierdie masker te dra, want my masker het my begin moeg maak. En wat ek daarby bedoel is, weet jy hoe voel het om die hele tyd vir die wêreld te wys, jy is okay. Sodat hulle moet okay wees. Jy sit met mense in jou huis wat berading nodig het, hulle lewens val uit mekaar, jou lewe val uit mekaar, maar jy sit die masker op, net sodat jy vir hulle moet gee, om nie uit mekaar te val en te kan aangaan. En ek besluit daar aan, dit is nou klaar, dit is nou klaar. Ek glo nie verder met die masker nie. En ek sê, nou moet jy vir my kom bid. En ek gaan na huis toe, en ek begin te bid. En ek sê, Here, asseblief help my. Ek wil nie vals wees nie. Ek wil nie met 'n masker loop nie. My broer en my sussie, vanmôre wil ek vir jou sê, wanneer ek en jy vrygekoop is deur Jesus Christus, dit is nie, jy hoef maskers te dra nie, is die plek waar jy moet begin besef, dit help nie, ek wil vir die wêreld wys ek is right. Maar intussen is ek self stikkend en ver van God. Wat help het ons kom op 'n Sondag kerk toe, en vir die oomblik wil ons hier, vir almal om ons wys, wil ons almal in die kerk wys, hoe right is ons, maar as ek by die deur uitgaan, is die Godgar, is die hel los in my huis, met my optrede. As ek en jy nie by die dag kom, wat ons kan sê, God, ek wil nie meer, dat hierdie wat ek nie kan oorwin nie, want ek wil graag die goeie doen, maar as ek myself kan, is ek besig om die verkeerde dinge te doen. Here, nou moet jy my help. Ek wil die mens wees, wat ek aan my hart begeer om vir God te wees. En oomblik as jy met God oop hart gesprek het, begin erken, jy is nie so taf soos jy gedink het nie. Jy is nie so capable om jou probleme self te dra, soos wat jy vir die wêreld daar buitekant wil wys nie. Here, hier is ek. Help. Dan kom God soos by jy, met 'n Petrus, ek sien Petrus, hy was die ou wat altyd impulsief was. Hy wil, as die Here soos moet Jerusalem toe gaan, en daar gaan hulle my kruis af, Here, dan gaan ons nie Jerusalem, wyk agter my sap. En later toe in Jerusalem is, soos hy nie wat die Here 3 keer verloon en sê, ek ken hom nie. Maar wie dien ek en jy vanmôre? Wie is die God wat ek en jy vanmôre dien? Dis die een toe Petrus hom verloon, om te leerstel, dat hy nie opgee op Petrus, hy gaan agter Petrus aan, en hy vra van Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, Here, jy weet ek het jy lief. Maar hierdie ouetjie binnekant doen, wat ek so mee battle, dis ek weet nie hoe moet ek al aand die 3 keer verloon nie. Want in my hart het ek 'n liefde vir u. Onthou wat die Petrus net voor het gesê. Ek sal saam met u selfs tot in die dood gaan. Toe sê die Here sekerlik Petrus, seun van Barjona, ek sê vir jou vanaand voor die hand kraai, sal jy my 3 keer verloon. Nee, Here, nie ek nie. Hulle sal. Hy sê so, hierdie disippels hierdie ouetjies hier om ons. Hulle sal jou verraai, maar nie ek nie. Nie ek wat Petrus is nie. En toe die gord in die sop is, en die druk is daar, en die vrees pak om, want hy sien wat doen hulle aan Jesus. Toe sê hy 3 keer, toe sê hy die masker op, ken hom nie. En die woord sê, toe die masker val, maar dan kom die dag wat die masker sê gaan aan nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, jy kan jou maskers wat voorgee net vir 'n tyd dra. Dan raak die masker te swaar.
En daai aand toe Petrus se masker val toe hardloop uit buitekant en hy bitterlik gaan beheer. En ek dink hy het ook op 'n punt gekom en gesê, vir 3 jaar het ek saam met hom gedoen, vir 3 jaar het ek gesien wat hy doen, vir 3 jaar, ek het self uitgegaan, ek het die hand op die siekes, ek het ook duiwels uitgelei. En hier op die aand van my beproeving, van my toets, sterk om te leer. En weet jy wat doen Petrus? Jesus sê op jou gaan my gemeente bou. Petrus sê, not me, I'm not good enough. Ek het die Here verloor, ek gaan weer 'n visserman word. En ek gaan terug na die skip van Galilea. Die Here gaan haal hom weer van visserskip af. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou masker verwyder nie God se liefde vir jou nie. God wil jou kom terugbring na die plek toe wat hy jou voor geskaap het. God het 'n plan met jou lewe gehad die dag toe jy in die moederskoot geleef het. En al voel ek en jy van die wa af. Al voel ons partykeer ons het so ver gesondig, ons het soveel foute gemaak, dat God my nie eens meer kan lief hê nie. Onderskat ons hoe groot is God se liefde. Want selfs Petrus het 'n verlorenheid. Jesus gaan hom toe, hy wag nie tot Petrus terugkom na hom toe nie. Hy gevra vir Petrus, het jy my lief? Ek wil vanmôre vir jou sê, die feit dat God ons lief het, is die rede om ons as maskers gaan val. Nie omdat ons so goeie Christen is, nie omdat ons sulke goeie mense is. En toe ek op daai punt in my lewe kom, het ek sê, Here, as 'n redder, haal my eerder uit die bediening uit. En sit iemand wat meer bekwam is in die bediening, want ek weier om verder so te gaan. Er gebeur iets. Sonder dat ek dit vermag of reg kry, gebeur iets. Nou ry ons in die straat. Maar dus, nou hoor my vrasie. Ry jy seentjie. Toe begin ek hoor wat ek nooit gehoor het nie. My vrou het elke keer wat sy geweet het, nou gaan die trigger binne my wakker word. Het sy hier langs my al klaar haar asem opgetrek wat kom volgende. En ek vra later van, hoekom? Sy sê, want ek weet hoe sy nou opgetree het. Het jy dit nie gesien nie? Ek sê, wat gesien? Sy sê, ek weet nie, sy wat haar nou net gedoen het nie. Ek sê, nee. En na 'n paar weke begin ek later van sê, wat het ek nou weer misgesien, wat ek in die verlede raak gesien? Wie wat doen God vir jou? Hy kom en hy kom oordek jou met sy genade so sterk, dat die goed wat jy nie kon oorwin nie, oorwin hy vir jou, dat jy dit nie eens meer sien nie. Nie dat jy en jouself opstaan en nou wil jy die Here dien en nou word jy so sterk, nou word jy so goed in jou geloof, dat jy dit oorwin nie. God kom in sy liefde en sy genade en hy kom maak jou blind vir dit wat die vyand gebruik het om jou mee te potjie. En soos die tyd aangaan, dan vergeet ons soms wie die masker verwyder het, wie my en jou gehelp het. En dan staan ons en ons wil spog oor hoe het ons hierdie goed oorwin. Ja, wie wat daar sit 'n dag, het ek nou net besluit, ek wil nou nie meer drink, die goed is vir my sleg. Ek sê net as dit nie. Wie wat ek het net op 'n dag besluit, ek wil nie meer baklei nie. Ja, ek het net op 'n dag besluit, ek sê, jy lieg. God het jou gehelp. En jy het skielik nie meer lus gehad vir die goed wat jou die hele tyd in kettinge geboei gehad het, wat jy die hele tyd gestry het en baklei het. As ek net hierdie ding kan oorwin, sal ek 'n beter mens wees. God het dit vir jou kom oorwin. En as jy nooit vergeet wie is die een wat dit vir ons oorwin het nie. Kom ons gee God die eer vir die verandering in ons lewens. Kom ons kom by die plek en dus kan sê, as God my nie gehelp het nie, het ek vandag nog met 'n masker geloop van vorige. Het ek nog met 'n masker geloop van ek beloof hierdie keer was die laaste keer. Ek sal nooit weer nie.
Ek bid vanmôre in die geestesdimensie en dat God die masker waarmee alkoholiste rondloop sal laat breek en laat val op die grond. Want hoeveel keer hoor ek nie dat die alkoholist sal sê, ek is nou klaar, ek beloof ek sal nooit weer drink nie, net tot die volgende. En dan weer herhaal hulle die proses en weer herhaal. 'n dwelmverslaafde sal oor en oor sê, ek is nou klaar, ek wil nie meer nie, ek is nou klaar met hierdie gemors, ek weet dit verwoes my lewe, ek weet dit gaan my nergens bring nie, tot die volgende drang, so sterk is dat hy dit nie kan beheer nie. Ek bid dat God die kettinge breek, wat ek en jy nie kan breek nie. Dat hy die maskers kan verwyder, en 'n verandering in ons binneste maak wat ons nie kan doen nie. Maar Paulus sê opreg, ek wil dit nie doen nie, maar as my kry doen ek dit. En eintlik wat Paulus ons daar sê, hy probeer nie my en jou bemoedig dat ek en jy sit eintlik maar in 'n verlore stryd nie. Jy weet wat, dit wat jy wil doen, gaan jy in elk geval nie reg kry nie. Wat Paulus eintlik in daai skrifgedeelte sê is, stop fighting the battle with your own power. Want jy gaan nie oorwin nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Surrender. En sê, God, as jy my nie gaan help nie, gaan ek nie kan. Sal ek nooit oorwin nie. En die oomblik as jy daai vrede beleef, wat ek beleef het in daai oomblik om my vrou te hoor, dan smile ek so vir myself, dan sê van, wat het nou weer gemis? Later het het so lekker geraak, en sê ek van, wys my net voor dat dit gebeur, dat ek ook sien wat mis ek. En dan sê sy my, kyk wat doen ek. Dink ek, Here, het ek oor soeke snerp kwaad geword. Want jy sien die soet smaak van oorwinning. Laat jy besef, oor wat se klein goedjies word jy, dat jy die appelkas omgooi. Die appelkar omgooi. Dis klein goedjies, hoor wat ek vir jou sê, dis die klein jakkelsies wat die wingerd verwoes. Dis nie die groot dinge nie, dis die klein dingetjies. Wat aan jou knaag hier binnekant, hy vreet jou so van binnekant op, tot jy op 'n punt is dat jy breek en kruk en snap. En dan vat dit jy weer so paar dae, bou dit weer so hier van binnekant af op. Jy sit maar die maskertjie, jy sterk, jy kan meer, kom, snap jy. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, God wil nie hê ek en jy moet 'n lewe leef van snap, en dan weer vir 4-5 dae net kalmte en rustigheid, totdat jy weer snap nie. Die prys wat op Golgotha vir my en jou betaal het, is net te groot, om 'n loop en val lewe te lewe, en die hele tyd maskertjies op te sit, My masker moet val. Wie wat sien van die ander groot maskers, wat ons as mens dra, wat ons nie eens besef ons dra masker nie. Ons murmureer die heel dag. Ag, weet jy, as die Here nou maar net dit vir my sou wou doen. Ag, nee, ek is al so moeg vir hierdie lewe. Ag, weet jy, maar die Here gaan toch net nooit deurbring. Ek weet, ek moet alles al teen nie verkeerd loop nie. Wie behalwe God jou hê? Ek sê vir jou, jy gemoed word as jy hierdie rivier oorsteek. Want jy gaan nou 'n battlefield ingaan. Jy gaan Jerichos moet aanvat. Groot manne, baie reëse, jy gaan moet face. Hulle wag vir jou nie oor kant van die rivier. Maar ek beveel jou, wees standvastig in jou gees, met al die krag in jou liggaam, met alles wat in jou is, dien my, en beer vorentoe. Fight die battle. Gooi die masker neer en sê, ek weier om 'n masker te dra, ek weier om net 'n goed lyk Christen te wees. I want to be a child of God with fire in my bones. God se opdrag aan Josua was, gaan in met liggaamlike sterkte krag. Gaan in met jou gees, wat standvastig staan in jou besluit om God te dien. En jou gemoed, laat dit 'n rein morele lewe binne jou sal wees. Nothing must be an open door for enemy to come in. Maar ek geen op deur vir die vyand wees om in te kom in my lewe te kom in mekaar krap. Niks. Weier dit.
En dan staan jy op. En met daai boldness steek jy die belofte van God se rivier, wat vir jou die belofte en nou steek jy oor jy sê, I'm gonna be in the victory van Jesus Christus. Dieselfde krag wat hy dit vir my gedoen het, gaan ek dit ook nou doen. Maar in jou hart moet jy weet, jy is nie God nie. Jy is nog steeds 'n mens. Jy gaan in hierdie besluit van jou, van nou waar ek in oorwinning staan, gaan jy nog jou knie never val. Jy gaan nog baie laste pleistertjies moet plak. Maar wat is die mentaliteit van 'n warrior? Unwilling to bleed. Ek is bereid om te val. Ek is bereid om verwond te word. Maar ek gaan nie val en lê nie. Ek sal nie dat die maskers van die verlede wat God kom afrak het, weer op my gesig kom vasplak nie. Ek is 'n kind van God en ek beweeg met daai authority van krag tot krag tot krag elke dag van my lewe. En nou staan jy die môre op en dan net sit hierdie mentaliteit wat nou in jou wakker word. God, ek weet die vyand het sy nette. Ek weet daar's Goliats en daar's omstandighede waarop te wag. Wees nigter, man. Moenie vir jouself probeer 'n prentjie inskilder en dan val die vyand jou aan en dan is jy nie voorberei vir dit nie. Admit your weakness. Erken jou swakhede voor God. Maar moenie dat jou swakhede jou verskoning word nie. Erken God, ek het hierdie swakheid. Ek sit met hier meer probleem. Maar ek gaan nie by die punt kom dat ek sê, omdat ek met die aggressie het, God verstaan my soos wat ek is. Ek is nou maar hierdie swakkeling. God, jy weet ons ek is, dit is maar my swakheid. Nee. I have decided to follow Jesus. The wall behind me, the cross before me. I'm going to break through and I'm going to fight until I got my victory. Maar as jy nie kan agterkom, ek sal vir die laaste 20-25 minute besig om die Heilige Gees geleid te preek, ek is steeds nie by my PowerPoint nie. Dat jy dit gemis. Ek wil vanmôre vir jy mens weier om 'n dag verder gevorder te word. Jy is geroep vir groter dinge as om gevorder te word. Jy is geroep om 'n priester van die huis te wees. Gesalfde van God. Waar die omstandighede kan aanspreek. Breek by die murmurering. Wie wat die murmurering gedoen? Het gemaak het 'n volk vir 40 jaar al om dieselfde berg, al om dieselfde murmurering beweeg het, hoor. Die vyand het jy presies waar jy wil hê. God gee jou beloftes, en die vyand sê, let's test it. En nou kom hy. Die Here het 'n belofte gegee, mens wou weet. As Josua in die beloofde land so moes ingegaan het, nee, het hy nooit die beloofde land gegaan nie. Hy so tot so by die rivier gekom. Ek was so gewoond aan hierdie veilige plek, hierdie woestyn. Die Here het manna gegee, water elke dag. Ek gaan huis toe, ek wil nie nog gaan fight nie. En môre is nog 'n dag. Toe as jy voet by daai Jordaan rivier sit, toe weet hy dat hy weet, as hy nou hierdie kleed, die mantel van oorwinning, van leierskap vat en doen, hierdie water raak, gaan hierdie Jordaan oopgaan net soos die Rooi See. En as ek deur is, dan kan ek nie weer deurgaan nie. Maar die Jordaan maak ek toe. Partykeer ons grootste terugslag, ons vrees om te wil oorwin. Ons vrees om in te stap in jou triggers te face, man. Jou probleme te face. Uitdagings te face en te sê,
I have been created for a moment, for a season like this. Ek was geskapen vir hierdie seisoen. God het my hele lewe lang voorberei vir 'n uur soos hierdie. Moenie jou verlede sien as wie jy is nie. Sien jou verlede as waar die vyand jou probeer breek om te kom waar God wil hê jy moet wees. Josie kon ook gesê het, weet jy wat, ek het vir 40 jaar het ek in hierdie woestyn geloop en al my familie, onthou dis nie Josie en Caleb, van al die Hebreërs wat uit Egipte uit gegaan het, was net Josie en Caleb. Die enigste twee wat oorgebly het die beloofde land gaan. Hulle het 'n familie begrawe in die woestyn. Hulle het gesien hoe hulle kinders in die woestyn sterf. Pa, ma, oupa, ouma, almal hier. Hulle kom by die woestyn uitgestap het met hierdie ding. Ag nee, weet jy wat? Hulle het dit nie gemaak nie. Dis nie regverdigheid ek het maak nie. Ek gaan ook omdraai en daar waar hulle is gaan lê. Mens hoor het vanmôre vir sien hierdie woord. Vrygekoop deur Jesus bloed, geen maskers meer nie. Welgeluksalig is hy wat op die Here vertrou, Psalm 40 van vers 2. Ek het die Here lank verwag, welgeluksalig, met ander woorde, dit sal my wel gaan. Ek sal gelukkig wees en ek sal God se saligheid hê. Is hy wat op die Here wag. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en hulpgeroep gehoor. En hy het my die kuil van vernietiging uit die modder geslyk opgetrek en my voet op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertrou in die Here stel en hom nie wend tot die hoogmoediges en leenaars nie. Hy het my die kuil van vernietiging uit die modder slyk opgetrek, my voet op 'n rots gestel. Ek wil vanmôre vir sê, voor ek na daai gedeelte toe gaan. Jy en ek is van nature in ons gevalle toestand selfvernietigend. Ons vernietig onsself. Nie die mense wat jou haat nie. Nie jou vyande nie. Nie die mense wat van jou vat wat nie aan hulle behoort nie. Jy vernietig jouself. Weet jy hoekom? Want jy is die een wat met jou mindset met sit elke dag. Sal nou nie soveel vir my gevat het nie, was ek 'n beter mens vandag. As dit nou nie gebeur het nie, kon ek nou vandag soveel gedoen het, en as dit nou nie... En so kan julle self julle eie rypie agter hierdie in plaas van wat ek nou net gesê het. Wie wanneer oorwin ek? Nie wanneer wat aan my verkeerd gedoen is, nou eers die daai reg gedoen word nie. Wanneer ek besluit, I'm not a victim of circumstances. Ek is nie 'n slagoffer van omstandighede nie. Ek is deur God geskape vir groot dinge. Hy is een wat my uit hierdie moddersluk van neerslagtigheid, van negativiteit kom optrek en my vernietig het en my voet op 'n vaste rotsfondasie kom plaas het. Hy, die grote God van die milare. Nie net 'n seisoen van ons pyn nie, maar dwars deur ons hele lewe kan ons kies om te weier om agter maskers van vorige werk te kry. Ons kan kies om op te staan en op God te vertrou met ons hele lewe. Dis 'n keuse. Ek kan bly agter die masker. Ek kan bly. Maar God het nie net vir my aan die kruis gesterf om my moed te gee wanneer ek in pyn is nie. Of wanneer ek platgeslaan is, my net weer bietjie te kom optel nie. Nee, hy het vir elke seisoen van my lewe het kom sterf aan die kruis. Hy het vir my pyn kom sterf. Maar hy het vir my gesê, in my pyn en in my kruisiging is jou swakheid volbring in krag. Omdat hy oorwin het, kan ek oorwin. Deur na Jesus te kyk hoe hy die pad gestap het vir my en vir jou. Hy wat kon opgegee het. Wat kon gesê het, die mens doen my net te veel skade aan. Die omstandighede is net vir my te groot. Ek is God verlaat wat ek in hierdie kruis vasgeslaan tot op 'n punt dat hy later uitgeroep het, o God, my God, waarom het jy my verlaat? Weet jy wat, nog steeds hou hy vas aan sy besluit om my en jou te red.
nie omstandighede nie. Hy is die God wat omstandighede verander. Weet jy hoekom? Omdat hy weier het omstandighede omgebreek het. Ek en jy vanmôre kan boekdele skryf. As ek vanmôre net hierdie diens moes toegewy het, of dat elkeen van julle vir my kon vertel hoeveel het julle in jou lewe verloor? Hoeveel was jy al te nagekom in jou lewe? Hoeveel word jy nog steeds nagekom? Hoeveel word nog steeds onderverf van jou gevat? Dan sal ons hierdie hele diens kan vol tot môre toe met dit wat ons te sê. En wie wil nie, sal ons uitstap as ons nog al hier goed gesê. Met die grootste bagasie van negativiteit wat ons was in so negatiewe omstandighede van mekaar met ons negativiteit te kom oorlaai. Maar wie wat vanmôre stap Jesus dwars deur die donker wolk van die lewe en hy sê, my kind, lang genoeg het jy in hierdie donker toestand gesit en krepeer. Kom uit, my lig van jou verligting kom versterk en jou boek het jou omstandighede plaas. Ek wil jou maskers kon verwyder, dat die krag van my oorwinning deur jou kan straal. Romeine 9 vers 11, want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werk nie, maar uit hom wat roep. God het in Jesus Christus die volle prys betaal en hy roep ons, maar nie op grond van ons goeie of slegte werk nie, maar omdat hy sonder 'n masker die volle prys op Golgotha betaal het en die enige wat jou geskaap het met sy plan vir jou. Want toe die kinders nog nie gebore was. Maar voor jy gebore was, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Nog voordat jy gebore was in jou, nog voor jy gebore was, jy stel. Nog voor jy gebore was, Sarjan, het God al 'n plan van oorwinning vir jou lewe geskryf. Weet jy hoekom is baie van ons nie vanmôre by die plan van God se oorwinning nie? Want daar was tussen 'n geboortedag. Voor jy geboorte skryf God 'n oorwinningsplan vir jou lewe. En toe word jy gebore. En toe glo jy alles wat oor jou lewe gebeur, wat jy met jou oë sien. En jy glo nie meer die plan wat God geskryf het, toe jy beplan het, en gevorm het in moederskoot nie. Want ons het net te veel terugslag gesien. Ons het net te veel onregverdigheid gesien. Ons het net te veel negativiteit gesien. En alles maak ons moeg dat ons nie eens meer die plan van God besef, voordat hierdie goed gebeur het. Besef jy dat voordat jy jou eerste keer seer gekry het, was daar 'n volmaakte plan van God vir jou vir oorwinning. En toe begin jy 'n wêreld instap waar die vader van die leuns elke dag 'n verhaaltjie oor jou lewe probeer skryf. En wie praat ek nou? Die Satan homself. Want dit is die vader van die leuns. Maskers val wanneer ek en jy by die plekke kom, dis ek weier hierdie leuen van dis wie ek is. Ek was deur God beplan, nie met hierdie goed wat my so negatief maak nie. God het nooit in sy boek geskryf voordat hy my geskaap het. Ag, hy gaan so murmureer sy hele lewe lank, en ag, hy gaan so terugslag hê, en hy gaan so gebroken, en hy gaan kan jy indink dat dit God van hemel en aarde wat aan 'n kruis vir jou sal sterf, so 'n lewensverhaal oor jou lewe skryf? Weet jy kom ons is nie baie keer in die toestand van maskertjies dra, omdat ons begin glo dat die tydelike is meer werklik as ewige. Jy is tydelik besig om in 'n tydelike wêreld met 'n tydelike liggaam, in 'n tydelike situasie, tydelike terugslag te ervaar, en jy glo dat dit jou ewige bestemming. Terwyl daar binne jou 'n geesmens is, wat onsterflik is, wat groter as jou omstandighede is, wat op pad is na 'n ewige destinasie toe. En die vyand weet hy net hierdie deure druk, om jou mismoedig te maak, om nie by jou bestemming uit te kom nie. Ek wil vanmôre sê, wat van ons is teruggaan, na die begin toe. Maar as kyk na ons lewensverhaal, soos volg geskryf, toe God my beplan het, het hy hierdie volgende oor my lewe geskryf en oor jou lewe geskryf. Ek gaan hierdie volmaakte
meestersplan vir my in 'n wêreld instuur wat gebroken is. Nie om hom te breek of haar te breek nie, maar om vir die vyand te wys hoe lyk 'n volmaakte oorwinningsplan. Hy stuur sy seun uit 'n volmaakte troonkamer uit. In 'n onvolmaakte wêreld in. Net jy sodat sy seun moet gebreek word. Nee, Jesus sien, toe hy die troon sal verlaat, toe sien Jesus al die kruis. Maar hy kyk verder as die kruis. Hy sien dat ek moet aan daai kruis gaan sterf, sodat ek my kinders weer met my kan versoen. Jesus het geweet die kruis waarvan, maar voordat hy na hierdie aarde toe gekom het. Het jy ooit daaraan gedink? Dat voordat hy besluit om mens te word, het hy al geweet hoe hy gaan moet sterf om jou en my met hom te versoen. Want in Genesis, na die sondeval, skryf God hierdie woorde. Ek sal sy kop vermorsel, maar hy sal my in die haksteen byt. Wat wys na die kruisiging. Hy sê, ek stuur jou in hierdie wêreld en hou goeie moed, in hierdie wêreld gaan jy swaar kry, hou goeie moed, maar ek het hierdie wêreld oorwin. En voordat jy voel, ek verveel jou met 'n boodskap, wil ek jy met iets raak sien, ek is nie besig om vir jou te preek nie. Weet jy, ek moet sê, ek is nie besig om vir jou te preek nie. Jy moet by daai deur uitgaan. En jy moet jou lewe gaan vys daar buitekant. En jy kan of hierdie woorde vanmôre vat as 'n bemoediging om te sê, I refuse om 'n slagoffer te wees. Ek het in Christus 'n meestersplan wat geteken is en opgetrek is deur 'n God wat oorwinning is. En ek gaan my plan wat God in my lewe het, gaan ek dit voluit uitleef. No more distractions. Die maskers val. En jy beweeg in jou oorwinning. Glo my, wat ek vanmôre vir jou hierdie preek, het ek nog 'n paar maskertjies uitgeval. Hoor wat ek vanmôre vir sê. Hierdie pastoor wat voor die vanmôre preek, het ook nog 'n paar maskers uitgeval. Wat probeer ek vir radio sê? Solank as in hierdie wêreld is, gaan ek nie met veg. Eind uit. Maar dit is so. Maar ek sien nie negativiteit nie, dis nie 'n terugslag nie. Dis 'n opstaan en sê, omdat Jesus bloed my losgemaak het, weier ek om my maskers vasgevang te wees. Gedagte het vandag se boodskap as padkoers op jou lewenspad. Terwyl Jesus Christus die mees ondraaglikste pyn was, fisies, geestelik, emosioneel en verstandig, tot die punt van God verlaat gevoel, het hy die gewig van die hele wêreld insluitend in my en jou sonde opgedra en steeds gekies om vir jou en my te sterf. Ons was in sy gedagtes toe ons die minste verdien. Hoekom? Sodat ek en jy kan vry wees. Nooi jouself, jou vriende, jou bure, jou kollegas by werk, jou vyande. Maar moenie volgende week se diens mis nie. Met God se eie hande gevorm. Is volgende Sondag se boodskap. Nooi jouself. Jimmy, jy het 'n afspraak volgende Sondag. 255, Kreerstraat, Mooilande. Want God het 'n afspraak. En dan gaan jy genooi jou vriende, genooi jou familie. En dan nooi jy jou vyande ook. Maar moet die volgende Sondag se diens mis nie. Kom ons sluit eens. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n oggend soos hierdie. Waar ons weet dat ons is nie geskaap om te verloor nie. Ons is nie geskaap om neerslagtig te wees. Ons is nie geskaap om negativiteit die hele tyd om. Dieselfde omstandig om en om. Ons is geskaap vir 'n uur soos hierdie waar ons die roepstem van God hoor wat sê styk om op te staan. Styk om te begin te fight. Styk om vir die vyand te sê,
het my lank genoeg bedrieg met jou leuns. Ek is nie geskaap vir neerslagtigheid nie. Ek is nie geskaap om in verloor te bly nie. Ek is geskape om een keer God se plan, wat hy vir my lewe geskryf het, nog voor ek gebore was, te kan ontvang en daarin te leef. Here, vat ons aan die hand en lei ons in u planne. Maak ons oë oop, en waar ons te swak is, kom maak ons blind vir ons swakhede wat ons trigger. Sodat ons ook op 'n dag kan sê, het ek werklik vir sulke dinge geval en oor dieselfde foute gemaak. Nee, my God het my kom versterk en my opgerig soos Josua en gesê, wees volmoed. Be strong and courageous till the end.